Nou vandag wil ek gesels oor 'n klompie valse afgode, valse idees, valse gedagtes, tradisies partykeer waaraan ons vashou. En veral ons as bikers, maar nie net ons as bikers het seker goed waaraan ons vashou nie. Daar's mense buite ook, die gewone mense, die cagers, die wat in hulle hokkies ry, hulle ook vas in hierdie goeters. Nou die woord leer vir ons in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde oor 'n gebrek aan kennis. Nee, ons luister nie, ons leer nie, ons pas nie toe nie. Ons vat deesdae die geestelike dinge, die dinge van die Here vat ons ontsettend ligtelik op. Ons maak 'n grappie van dit. Ag, ons doen dit sommer maar net so op 'n Sondagie. Dan so een keer 'n jaar of een keer in 2 maande, as ek nou 'n gereelde kerkganger is, en kom ek daarom so een keer in 2 maande in die kerk, jy weet. En ons het daarom so, ons stuur daarom 'n Bybelversie aan. Jy weet of die videoetjies wat Jan opsit of die goedjies, ons stuur dit daarom aan. So ons het ons deel gedoen vir die evangelie. Nee? Is julle met my? Dis hoe afgewater dit geraak het met ons Christelike geestelike lewens. Maar kom ons kom terug na hierdie valse idees, valse gedagtes. Baie van julle ken hierdie goeters. Jy kry hierdie boodskapie op WhatsApp wat vir jou sê, stuur hierdie aan vir 10 mense, anders gaan bad luck jou slaan. En dan onmiddellik wat doen jy? Ek stuur dit vir 20, want ek wil ekstra geluk hê. Wat is dit? Dis bog. Ouer dae, van lankal af kom daar Vrydag die 13de. Jy gaan nêrens nie. Vrydag die 13de slaan en sluit jouself in die huis toe. Jy maak seker, hier op die 12de al, kyk, daar's genoeg kos, daar's water, daar's alles in daai huis. Net vir enkeise. Jy hou jou Bybel ook naby, jy sit jou pastoor op speed dial en alles, nee. Want Vrydag die 13de is op pad. En mense hou dit, hulle hou vas aan daai goed. Jy mag nie onder deur 'n leer loop nie. En wat van daai swart kat oor die pad, nê? As hy kat snol. Hey papa. Nee, gaan nêrens nie, maak 'n U-turn net daai, vat die bou nie huis toe, is klaar. Ons lag, maar dis 'n realiteit. Mense doen dit. Biker bygelowe, wat 'n biker bygelowe het ons? Eerste enetjie sommer wat ek aan gedink het is, jy mag nie jou helm op die grond neersit op enige stadium van die lewe nie, want as jy daai biker helm neergesit het op die pad, beteken dit jy het jou respek vir jou veiligheid verloor, jy het jou respek vir die pad verloor. Maar as jy probleme met jou bou nie kry, wat doen jy? Jy sit jou hand op die grond. Hoe kontradikt hierdie goeters mekaar, né? Maar party ouens is baie ernstig daaroor. Moet net nie my hand op die grond sit nie. Nee, so right as ek weet jy is bang jy word gekrap of so iets, want party ouens se helmets kos meer as 'n klein huis. Dis so. Dan is daar 'n tweede ene. En dis 'n vreeslike heilige ene. Dis om ons bikes te salf of rooi lyntjies op te sit. Nou hoor mooi. Salwing het 'n geestelike betekenis waar dit aan die werk van die Heilige Gees gekoppel word. As ons iets salf, dan wys dit na die werk van die Heilige Gees en dit word deel van 'n gebedsaksie. Ons salf nie net nie, ons bid. Die krag lê nie in die olie nie. Waarin lê die krag? In die gebed. In die werking van die Heilige Gees is waar die krag is, nie in die olie nie. Gebed sonder olie is net so kragtig. Dis net so kragtig, want die krag is in die gebed, nie in die olie nie. Die olie is net 'n teken, 'n fisies van wat ons doen. Baie mense kom maar dis heilige olie hierdie. Hierdie is heilig, want ek het dit laat kom van Israel af. Hierdie is gesalf en gebid, hierdie is 'n spesiale mengsel. Nee, dis 'n spesiale olie. En die olies het verskillende olies, en ek wil nie in die olies ingaan nie, maar van die verskillende goeders beteken verskillende goeders, is die nabyheid van Christus, dis 'n salwing van profete en priesters, en so aan en so aan. Maar die krag is in die gebed. Die Jode het profete gesalf, hulle het hulle huise gesalf, maar dit was net 'n teken na die geestelike waarheid toe. Die krag is nie in die salwing nie, of in die olie nie.
Dit is net, dis 'n sigbare teken wat jou sal herinner aan die gebed en aan die krag van God. Daar waar jy by ons huis is, daar baie plekke in ons huis wat gesalf is. Hierso by die deure van die kerk is gesalf. Jy sal dit sien. As ek inloop, en ons sit in ons kamer en ek sien die oliemerk daar teen die muur, of ek sien dit teen die deur, dan herinner dit my aan die gebed en die krag van die gebed wat gebid is oor die huis of oor die kar. Onthou, geloof en vertroue in die Here mag nie plek maak vir 'n soort bygeloof oor die salwing nie. Die salfolie mag nie ons gebed en ons vertroue in God vervang nie. En julle kyk en julle sê, maar jy vat dit bietjie far-fetched. Nee, ek doen nie. Dis 'n realiteit, daar's mense wat hierin glo, daar's mense wat hierin vashou aan daai olie. En dan kom dit by hierdie ding van, daar's magic in die olie. Want ons raak bygelowig in die aanwending daarvan. Daar's 'n bonatuurlike krag in hierdie olie. Dis hoe ver mense gaan. En baie van julle skud julle kop en julle lag, en van julle kan ek sien is ernstig, julle verstaan waarvan ek praat, want julle het dit al gesien by mense. Die punt is dat die krag nie in die salwingsolie is nie, maar in God. Die olie is net 'n teken wat jou behoort te herinner aan die krag van God en die krag van jou gebed. Niks meer is dit nie. Daarom kan mense hulle huis en hulle karre salf, hulle kan hulle bou nie salf, is reg. Solank hulle net nie dink hierdie salfolie het een of ander bonatuurlike krag nie. Dis soos hierdie, wat noem hulle hierdie fos wat hulle so beskerm nie, né? Want ek het nou olie opgesit, so hier's nou so 'n beskermende laagie oor my baadjie. Salwing is net 'n fisiese teken van die krag van God wat ons voorgebid het. So wanneer jy begin dink hierdie salfolie het hierdie beskermende laagie oor jou en jou baadjie gesit, is jy eintlik bygelowig. Want jy glo in die olie, nie in God nie. Moenie dat die fokus val op die krag van die olie en die aksie van die salwing nie, maar op God se krag. Altyd God se krag. Salwing is net 'n teken. Is net 'n fisiese teken van dit waarvoor ons bid. Die bottom line is om jou baadjie te salf het verskillende betekenis vir gelowiges en ongelowiges. Vir gelowiges herinner dit ons aan God se krag. Die almagtige God wat ek en jy aanbid, vir wie niks onmoontlik is nie. Dis waaraan ons dink. Vir die ongelowige is dit 'n magic potion wat hierdie force field om ons sit. Derdens, motorcycle bells. Ken julle die klokkies wat ouens in die bikes hang? Nee. Also known as guardian bells of gremlin bells. En as jy op Temu shop en jy koop baie goeders op Temu, nee, gaan daai klokkies kort opspring. Nee, dan gaan die duiwel vir jou sê jy moet nie van daai klokkies koop. Maar dan moet jy ook nou check, nee, want die legend sê jy mag hom nie self koop nie. Hy moet 'n gift wees. Ken julle dit? Ek sien julle ken dit, nee. So pas op vir Temu. Hy lei jou in die versoekinge. Nou as gelowiges behoort ek en jy ons koppe in skaamte te sak. As ons hierdie klein klokkie vertrou om ons veilig te hou. Ek en jy moet skaam kry as ons dink daar's 'n beskerming in hierdie klokkie. As kind van God moet ek en jy kyk na Psalm 121. Ek lees vir ons vanaf vers 4. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd.
Dit beteken God het nie rus nodig sodat hy kan recover na 'n lang dag nie. Hy's altyd aan diens. Elke dag en elke nag is hy by jou. Hy kyk na jou dade, hy kyk na jou veiligheid, jou voet sal nie struikel nie want hy bewaar jou lewe. Maar nee, ek vertrou nie in hierdie groot en almagtige God wat permanent na my kyk nie. Ek vertrou na 'n klokkie. Ek vertrou na 'n rooi lyntjie wat op my motorfiets se handlebar vasgemaak is. Vierdens, as ek bid voor ek ry, kan ek maar ry soos ek wil want die Here en sy engele bewaar my. Ek kan maar roekeloos wees met my lewe. Dis alright, want ons het darm almal hier op die sypaadjie gestaan en ons het almal gebid. Ons staan en bid en ons is vreeslik vroom en vreeslik heilig en dan spring ons op die motorbikes en dan jaag ons weg en ons los die Here met respek gesê net op die sypaadjie. En die spoed waarteen hy beweeg is die spoed van stap, van wandel. Maar ons jaag hom weg. Die Bybel leer vir ons moenie God toets nie. In die Nuwe Testament toe Jesus die duiwel vir Jesus beproef het en vir hom gesê het spring van die tempel af, die engele gaan hom vang. Wat het Jesus gesê? Jy mag die Here jou God nie versoek of beproef nie. God gee vir ons 'n verantwoordelikheid. Hy gee vir ons verstand, hy gee vir ons wysheid om na ons liggaam en ons lewens te kyk. Roekelose gedrag beteken jy gooi al daardie verantwoordelikheid weg. Ek vat geen verantwoordelikheid vir my lewe nie. Alles is die Here se skuld. Alles gaan terug na hom toe. Keuses het gevolge, mense. As jy gevaarlike dinge sonder rede doen, gaan jy seer kry. God stop nie altyd die fisiese gevolge van ons dade nie. Hy stop dit nie. Ek en jy maak die keuse. Ek en jy maak die besluit. God het vir ons 'n vrye wil gegee. Hy het vir ons 'n wil gegee om te kies wat ons wil doen met ons lewens. Jy het gekies om vanoggend hiernatoe te kom. Die Here het jou nie aan jou oor gesleep nie, miskien jou vrou, maar die Here het jou nie aan die oor gesleep en gesê kom kerk toe nie. Dit was jou keuse om vanoggend kerk toe te kom. Die Here het vir ons wysheid gegee. Hy verwag dat jy veilig en verstandig sal lewe. As 'n klein kind sy hand op 'n warm plaat vat, dis die eerste keer in sy lewe wat die stoof aan is voor hom. Hy weet nie. Hy het dit nog nie, maar ek en jy gaan mos nie sien daai plaat is rooi warm en dan dink, "Jo, dit lyk mooi, kom ek voel nie." Nee. Die Here het genade met ons. As jy 'n fout gemaak het en jammer is God daar om jou op te help en te vergewe, maar dit beteken nie ek en jy moet gevaar opsoek nie. Ons moet dit nie soek die hele tyd nie. En dit sluit vir my aan by 'n ander ding wat mense van praat. Wat ek noudag weer gehoor het, jou streepies getrek. Baie mense glo dit as dit jou tyd is dit jou tyd, of kanker jou gaan vat, of 'n dronke ou in 'n kar jou gaan vat. As dit jou tyd is dit jou tyd. Jy sal op daai dag gaan. Hierdie siening veroorsaak dan ook dat ek en jy baie keer dink God is die oorsaak van alle sterftes in ons lewens. Onthou, God is lewe. Hy is die bron van lewe. Hy is die gewer van lewe. Die dood, net so sonde, kom nie van God af nie. Christus het die dood oorwin. Dit beteken die dood is 'n realiteit, maar ook kan die Here die dood gebruik in sy diens. Dit beteken ook, daar's geen ander manier wat ek en jy by die Here kan kom in die hemel as deur die dood nie. Daar's nie 'n ander hek nie, daar's nie 'n ander manier nie. Dis net deur die dood. Baie mense trek hulle eie streep. Baie ander mense verleng hulle lewens deur optredes. Ek dink sommer aan jou liggaamlike gesondheid. Ons weet rook, drank, dwelms, losbandigheid, brassery is nadelig vir ons liggame. Ons weet dit. Dit verkort ons lewens. Wat van as jy 300 km/h onder die prop is? Nee, ek het daarom gebid. My bou nie is gesalf.
Met 'n rooi lyntjie op. So, ek is reg. Ons verkort ons lewens. Daar's ook die geestelike en die emosionele kant wat ons lewens verkort. Haat, bitterheid, onvergewensgesindheid, vrese, stres. Dit steel nie net ons geestelike gesondheid nie, maar daar's soveel bewyse dat hierdie geestelike toestande en siektes gekoppel is aan liggaamlike goeders. Onvergewensgesindheid en kankers loop so. Daar's soveel van hierdie goeders wat geestelik, emosionele dinge is wat ons liggame siek maak, wat ons lewens verkort. Party mense se strepe word deur ander getrek, dronk bestuurders. Iemand wat op 'n selfoon is en voor jou inry wat nie kyk nie. 'n Ma wat dwelms gebruik terwyl sy swanger is. Wat van al hierdie Christene in Nigerië en soveel ander plekke wat deur Islamiete vermoor word. Ons sien dit. Dis ander mense se besluite wat die streepies trek. Niks wat met ons gebeur vang vir God onkant nie. Hy weet waar, wanneer en hoe elke ene van ons sal sterf. Daarom vra baie mense dan, hoekom het God nie gekeer dat dit gebeur nie? Baie dinge gebeur in hierdie lewe wat nie God se wil is nie. Al het hy geweet, dit gaan gebeur. God het 'n volmaakte wil. Hy weet alles. Daar's baie keer wat ons vra, hoekom met God nie? Maar daar's baie keer wat God wel ingegryp het. Daar's baie kere. Vir my kom dit baie keer terug. As jy in 'n lewende verhouding met God is, as jy werklik wedergebore is en God is jou alles, dan question ons nie. Dan vertrou ons. Dan vertrou ons soos 'n kind. Dat die Here weet wat hy doen. Die Here het hoeveel mense al genees. Die Here het hoeveel kere mense se lewens ingegryp. Net nou die dag vertel Tess hoe die sleutel vergeet by die huis en hulle het gesukkel om die sleutel te kry. En daai 5 minute wat hulle laat was, gemaak dat hulle ongeluk vir my het. Onthou Satan en die mense neem besluite wat teenstrydig is met die wil van God. En die wêreld is Satan se domein. Hier beweeg hy. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons elke dag ons lewens reg is met die Here. Dat ek en jy in 'n lewende verhouding met God is. Dat ons nie net weet van hom nie, maar dat ons hom ken en dat hy ons ken. Onthou mense maak keuses. God het ek en jy nie robotte gemaak nie. Jy kan kies. Jy kies hoe jy hier gaan wegry. Jy kies om oor 'n robot te ry. 'n Rooi lig oor 'n stopstraat. Omdat ons nie robotte is nie, kan ons eie streepies trek. En kan ander mense ook ons streepies trek. Saam met dit is daar nog een wat jy altyd hoor, iemand oorlede is, riding the golden highways of heaven. Ander praat van, ons gaan wolkies ry en harpies speel. Ander gaan so ver om te sê, die Here het hom of haar as 'n engel nodig gehad. Hy het sy mooiste blommetjie kom pluk. Rus in vrede, rest in peace, stuur ons so maklik uit, nee. Onthou die Here pluk nie blommetjies nie. Die Here het vir my en vir jou nie nodig om engele te wees nie. Want engele is deur God geskep. Kolossense 1 vanaf vers 15, kan jy dit gaan lees. Engele is totaal en al verskillend van mense. Mense wat doodgaan word nie engeltjies nie. Engele is geskape wesens deur God. Hulle is totaal en al verskillend van mense.
Hulle is God se spesiale agente om sy plan uit te dra, om sy volgelinge te beskerm, om sy volgelinge te bedien. Ons lees dit in Hebreërs 1 vanaf vers 13. Daar is geen aanduiding enige plek in die woord van die Here dat engele mense was wat dood is en engele geword het nie. Ons lees dit nie in die woord nie. Ek en jy sal uiteindelik sterf. Wat gebeur dan wanneer ons sterf? Die gees van die gelowige gaan om by Christus te wees. Ek en jy wat in die Here glo, wat 'n verhouding met hom het, ons gees gaan op na hom toe. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 8. Die gelowige word nie 'n engel nie. Dis interessant as jy gaan lees in daardie gedeelte wat Elia en Moses op die berg van verheerliking met Jesus ontmoet het, was hulle geken en gesien hulle beeld, dis Elia en dit is Moses. Hulle was verheerlik geweest, maar hulle was herkenbaar deur Petrus, Jakobus en Johannes. Alle gelowiges in Christus sal mekaar herken en vir ewig saam met die Here leef. Ons sal vir altyd, ons sal mekaar herken. Ons sal saam hom tot in alle ewigheid, ons sal hom dien, tot in alle ewigheid. Nie as engele nie, maar saam met die engele. Saam met die engele sal ons die Here dien. Ek dink daar is baie onsekerheid oor hoe presies dit gaan wees en wat ons eendag in die hemel gaan doen, want jy kan maar gaan lees en jy kan maar gaan kyk. Maar ek het nou nog nêrens gelees dat ons gaan baie kry in die hemel nie. Maar daar gaan baie dinge gebeur en ons is baie onseker oor wat gaan gebeur. Maar die Bybel sê ons gaan nie die hele dag sit en niks doen nie. Want die fokuspunt in die hemel is om in volmaakte gemeenskap met God te wees, om vrede te ervaar, om verlos te wees van alle pyn en van alle lyding. Wat sê die Bybel gaan ons doen in die hemel? Ons gaan God aanbid en loof. Mense sal saam met engele sing en God prys in sy teenwoordigheid. Die valsnote wat hier uitkom vir oggend en ek sukkel met die druk en ek sukkel met die stramming en die stem breek 'n bietjie en die stem is nie so lekker nie, dit gaan nie daar wees. Dit gaan perfek wees, dit gaan volmaak wees. Jy gaan net wil sing in die oggend, ek hoor vanoggend, julle sing so lekker saam met. En daar in die hemel gaan dit soveel meer great wees. Daar gaan ons perfek saam sing. Ons gaan saam met in die nuwe aarde, gaan die gelowiges saam met Christus regeer. En ons gaan ons take met blydskap uitvoer. Ons gaan leer en groei. Ons sal meer voortdurend van God se grootheid en sy skepping ontdek en leer. Ek sal so graag net alles wil sien en hoe dit gebeur het in deur die jare en almal ontmoet en ek weet nie, vir my is die natuur net so awesome nie. Ek het al gedink as ek doodgaan en ek kan net so 'n bietjie vlieg vir so 'n jaar of 5 en net al hierdie mooi goeders op die aarde sien. Want daar is soveel goeders wat ons nog nie gesien het nie, wat ons nie ontdek het nie. As ou dit net kan ervaar en net kan sien. En ons gaan soveel leer van die skepping en van God se grootheid. En dan gaan ons volmaakte liefde en harmonie met ander gelowiges saamlewe. Daar gaan net liefde wees, daar gaan net omgee wees. Soveel mense wat hier inkom sê, hulle ervaar liefde. Hulle ervaar soveel liefde in hierdie gemeente. Kan julle dink hoe gaan dit by die volmaakte God wees? Jy hoef nie te wonder en te kyk en te dink, okay, hoekom kyk Kendrick vir my so? Het hy nou weer iets van my gehoor wat Larissia gesê het of what's happening? Nee. Het gaan perfek wees. Volmaakte liefde. Vrede, vreugde, geen seer en geen sonde. Ek het in die week 'n prentjie uitgestuur, meeste van julle het hom gekry. Charles Spurgeon sê, jy sal nie in vrede rus as jy sonder Jesus sterf nie. Sy gee dit uit sy duim uit. Nee, want die woord van God leer dit vir ons. Slegs hulle wat Jesus Christus aangeneem het en wat in hom glo, het die reg om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Die geskenk van die ewige lewe kom dus net deur Jesus Christus en is vir almal wat glo. Hy het gesê,
Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand, hoor mooi, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar's net een manier. En dis deur Jesus. Maak nie saak hoe smart, hoe grand jy is, hoe spoggerig jy is, hoe blink jy is, en hoe slim jy is, en hoeveel geld jy het nie. Nee, daar's een manier, en dis deur Jesus Christus. Dis nie meer deur Mohammed of Boeddha of ander valse gode wat deur mense gemaak is nie. Net vir hulle wat in Jesus Christus glo. Jesus red net hulle wat volkome in hom glo as verlosser en saligmaker. Gaan lees dit daar in Handelinge 4 vers 12. En die wat nie vir Jesus as verlosser aanneem nie, dis 'n moeilike ene, want daar's baie mense wat nie glo in die hel nie. Hulle dink is 'n bangmaak storie. Daar is nie 'n hel eendag nie, want God is 'n God van liefde. Nee, kom ek sê vandag vir jou, die hel is 'n realiteit. Die woord van die Here leer vir ons. Die Griekse woord vir hel in Matteus 18:9 is Gehenna. Hier is ook die naam van die Hinnomvallei, suid van Jerusalem, Joshua 15:8, ekskuus, waarvan ons in die Ou Testament lees. Toe die volk in afgoderry verval het hulle kinders verbrand vir Moloch. Ons lees dit in Jeremia, in daardie vallei. Later het dit 'n ashoop geword waar mense hulle vullis verbrand het. Soos by enige ashoop is daar wurms in die rommel. Die vuur het nooit opgehou brand nie. Die vuur het aangehou. En Jesus gebruik die beeld van hierdie vervloekte plek om die hel te beskryf. Gehenna, die hel. Die hel sal ook en is 'n vervloekte plek. Enige iemand wat daarheen gaan, is afgryslik en haatlik. Party tekste in die Nuwe Testament vertaal die woord Hades met hel, soos in Lukas 16:23. Hades word gewoonlik gebruik vir die hel voor die wederkoms, terwyl Gehenna wys na die hel na die wederkoms. Jesus beskryf die hel as 'n onuitblusbare vuur, Markus 9:48. 'n onuitblusbare vuur. Het jy al jouself gebrand op 'n stoofse plaat? Of soos ek, wat langs die motorbike gaan sit nadat ek van 'n rytjie afgekom en ek verloor my balans en ek gryp daai pyp waar hy daar so by die het uitkom, nê. En hy's so lekker glad, nê. Het jy al gevoel waarom so ding? Daar's my hand sommer net af van die pyp af, maar dis so een groot blaas. En as ek dink aan daai blaas en daai brand, en ek dink dis hoe dit permanent gaan voel in die hel eendag. Kan jy jou die pyn indink om permanent so oor jou hele liggaam te brand? Gister praat ons so met die First Aid deel, een van die mense wat dit aanbied. Hoeveel keer asem jy daai warm lug in 'n vuur in en dit brand alles binne? Kan jy dink in die hel wat dit so brand? Nie net buitekant nie, maar binne. Dit wat jy inasem, brand alles binnekant, ook in jou. Die hel is soos 'n tronksel van eensame afsondering, 'n plek waar jy ewig gebind sal wees. Jy sal gekerm en gehuil van ander mense hoor, maar jy sal hulle nie sien nie. In die hemel is daar 'n heerlike fellowship en saam wees en lekker kuier. In die hel is dit bitter eensaam, baie alleen. Die hel word beskryf as 'n poel van swaal en vuur, Openbaring 21:8. Die beeld is een van mense wat versmoor, mense wat verstik, mense wat verdrink. Wat kan erger as dit wees? Hierdie brand in jou mond, die brand in jou longe, soos dat daai hitte inkom, en dan verstik jy nog in hierdie swaal.
Wie van julle het al so gas gekry op die myn of by die werk of ergens, of as jou vrou in die oggend met die haarsprei is, né? Ja, daai is niks. Daai is niks. Om te verstik in dit vir ewig. Mense sal gepynig en gemartel word, Openbaring 14:10. Enige aardse marteling waarna jy kan dink, vergelyk nie hiermee nie. Niks wat jy jou kan indink op aarde gaan vergelyk met hierdie marteling wat jy deurgaan in die hel nie. Die hel is 'n plek waar Satan en sy demone gestraf word. Satan en sy demone sal ook saam met die mense daar wees. Hulle gaan jou tuister, hulle gaan vir jou haat in die hel. As jy gedink het satanisme of demoniese besetenheid nou is erg, kan jy dink as jy permanent in dit is, as jy permanent in dit vasgevang is? In die hel gaan jy van aangesig tot aangesig met die ergste demoniese aktiwiteite wees. Die hemel is 'n plek vol liefde. En die hel is 'n plek vol haat. Geen liefde nie. Net haat. Party lyke word deur wurms geëet. Handelinge 12:23. Hoe sal dit voel om permanent deur wurms gevreet te word? Kan jy jou dink? Hulle vreet, maar dit kry nie klaar nie. Hulle vreet oral staan jou en hulle kry nie klaar nie. Kan jy dink hoe dit voel? In die hel word jy nie skielik regverdig nie. Die mense daar hou net aan om te sondig. Markus 3:29 praat van 'n ewige sonde en Openbaring 22:11 sê wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen en wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Op aarde perk God nog die goddeloosheid van mense. Daar in die hel word mense geheel en al oorgegee aan hulle sondes, aan al die gemors waarmee hulle besig hou. Dis al wat jy die hele dag gaan ervaar. Mense in die hel sal geskei wees van God en al sy goedheid. Dis verby. Jy het jou keuse nou. Het jy al gesien daai storie van die lang tou? Dan het hy so 'n pyntjie wat rooi is. Kom sê ek vat 'n tou en ek maak 'n tou en ek vat hom hiervan af, sommer tot in Koster. En ek maak daai eerste pyntjie van die tou rooi en ek staan hierso. En hy tou hardloop al die pad tot Koster. Dis die ewigheid. Hierdie rooi stukkie, dis die stukkie wat ek en jy hierso op aarde het. Dis waar ek en jy die besluite maak van wat met die res van ons lewens gebeur, tot in alle ewigheid. Maar is vir ons so belangrik hier, om al hierdie dinge te hê, en ons eie welliste uit te leef, en om nie die Here te dien ten volle nie. Want dalk kry ek 'n geleentheid. Party kerke wat glo, jy gaan in 'n purgatory in en mense kan jou uitbid en terugbid in die hemel en nee, hulle kan nie. Dis klaar. Ek en jy maak die keuse wanneer hierdie rooi stukkie van die tou verby is en die res begin, dis waar jy vir altyd sal wees. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy die regte keuse vandag maak. Waar gaan jy hierdie res van jou lewe spandeer? Nee, ek sal nog 'n kansie kry om die Here aan te neem. Sê wie? Ek is nog jonk. Ek wil my lewe geniet. Wie sê jy gaan oud word? Wie sê jy gaan oud word? In die hel is jy geskei van God en sy goedheid. Dis verby, dis klaar. Hier op die aarde het ek en jy voorregte soos bikes en rampstyks. In die hel is daar nie 'n druppel van God se goedheid nie. Niks. Absoluut niks. Dis God verlate.
Hulle sê, inwoners in die hel sal van ver af die vreugdes van die hemel kan sien, maar niks daarvan kry nie. Die mense wat in die hel is, wil ook nie hemel toe gaan nie. Hulle vloek God, en hulle wil hulle nie bekeer nie. Dis hulle keuse, dis hulle plek. Die hel word beskryf as 'n plek van diep duisternis, Matteus 25:30. Mense in die hel sal nooit die lig van God se guns beleef nie. Die hel word beskryf as 'n bodemlose afgrond of 'n put, Openbaring 9:2. Het jy al wakker geword in die aand? Ons skrik jy so wakker want dit het gevoel of jy val, né? Wie van julle het dit al ervaar? Ja. Hoe moet dit voel om vir altyd so te voel? Om te val in hierdie bodemlose put. Daai vrees van, ek voel my bed is hier en jou hart klop so. Dis hoe jy gaan voel, want jy gaan val in 'n bodemlose put. In die hel sal jy altyd die nagmerrie van die dood moet deurmaak, sonder om ooit finaal te sterf, oor en oor en oor en oor. Ons lees dit Openbaring 20:14. In die hel huil mense, hulle kners op hulle tande, hulle kou hulle tonge van pyn, hulle word vernietig, liggaam en siel. Het jy al jou tong raak gebyt? Hoe moet dit voel om permanent van pyn jou tong te kou, te byt? En dis hoe dit gaan voel in die hel, en dis wat jy gaan doen. As hierdie dinge tydelik was, is dit alright. Hier op aarde stoei ons tydelik met kanker, of met wat 'n siekte ook al, of met wat 'n seer, is tydelik. Maar daar's hoop. Daar's hoop op genesing. Daar's hoop op, ek sal eendag by die Here wees en dan is die pyn weg. Maar die hel is vir ewig. Jesus praat van die ewige vuur. Johannes skryf, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Geen hoop, permanent. Jesus sê, en dis die goddelose sal weggaan vir die ewige straf, maar die regverdiges vir die ewige lewe. So gaan almal wat sterf, rus en vrede, rip. Kan ons sê rus en vrede dingetjies sommer net stuur vir almal? Nee. Want nie almal gaan rus in vrede nie. Baie mense gaan vir ewig suffer. Daarom, wees ernstig oor die ewigheid. Moenie grappe maak oor die hel nie. Dis 'n ernstige plek. Daar is nie 'n ding soos hel op aarde nie. Maak nie saak hoe sleg jou lewe is nie. Ons besef nie wat is die hel nie. En ek hoop julle het saam met my vanoggend met hierdie gedeelte net so 'n bietjie meer besef. Wat is die hel werklik? Wat is dit om sonder God te sterf? Moenie grappe maak oor die hel nie. Dit is ernstig hieroor. Vrees God. Ons het vanoggend gepraat, mense het nie meer respek vir God nie. Dis die ou man. Dis die toppie. En ek sê dit met respek. Dis hoe mense praat van hom. Ons laster, ons gebruik sy naam vir vloekwoorde, ons gebruik sy naam dat mense tog net moet hoor, ek het ook 'n opinie. Waar is die respek vir God? Ek sien baie mense as hulle met my praat, dan praat hulle so vreeslik vroom. Nee, hulle vloek nie. Ek is 'n aap, maar ek's 'n ou aap. My ore werk. Ek hoor as jy terugdraai daai kant toe, dan hoor ek, hoe praat jy? Nou hoor ek wat uit jou mond uitkom. As ek dit kan hoor, dan hoor God dit ook.
Hy weet. Jy kan hom nie bluf nie. Wees ernstig in jou verhouding met die Here. Veg hard, veg ernstig teen sonde. As jy dalk 'n ou sondetjie het wat jy nog so 'n bietjie aan vashou, wat jy vertroetel, wat vir jou lekker is, dan is alright om nie vir Frank te vergewe nie. En ons alright om so 'n bietjie bitter te wees teenoor Redrick. Dink 'n bietjie daaroor. Daai sonde is die sonde wat jou hel toe gaan vat. Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om aan daai sonde vas te hou? Bekeer jou. Glo die evangelie. Moenie dink jy kan jouself flous en dink ek kan maar net aanhou om aan te hou met sonde nie. Moenie jou verbeel dat God wat liefde is, jou nie gaan hel toe stuur nie. Die Bybel sê uitdruklik, geen onheilige, geen onregverdige persoon sal hemel toe gaan nie. Lees dit daar in 1 Korintiërs 6. Doen alles in jou vermoë om die lot van die hel te ontsnap. Moenie met sonde speel nie. Kry klaar. Jy weet wat in jou lewe is. Jy weet waarmee jy nou besig is. Wat die Here nie van hou nie. Jy weet of het jy opreg tot bekering gekom. Jy weet of is Jesus jou verlosser en jou saligmaker. Jy weet of het jy alles vir hom gegee. En as jy dit nie gegee het nie, maak vandag reg met die Here. As jy vashou aan sonde, kry vandag klaar met dit. Moenie in die hel opeindig, omdat jy wil vashou aan jou vlees en jou eie ek nie. Amen. Baie dankie almagtige Vader vir die genade en vir die guns. Dankie Here dat U vir ons sommer net vanoggend weer 'n bietjie kom herinner het waar ons krag en waar ons sterkte is, dat ons nie in allerlei afgode en dingetjies moet vashou nie, maar dat U die enigste ware God is. Help vir ons Here waar ons in afgode en bygelowe vasgevang geraak het om klaar te kry met dit en om U weer net op die troon te sit as heerser van ons lewens. Help vir ons Here daar waar ons met sonde sukkel, daar waar ons vashou aan sonde, veral sondes van onvergewensgesindheid. Help vir ons Here om klaar te kry met hierdie dinge. Want geen sonde, geen deel van die eie ek is die hel werd nie. Lei vir ons en help vir ons. En Here, vir hulle wat U nog nie aangeneem het as verlosser en saligmaker, wat nog nie op die punt gekom het dat hulle alles oorgegee het nie, ek vra Here, Heilige Gees, dat U kragtig sal werk, dat U die oortuiging sal bring. Dis U werk, Heilige Gees, ons wil dit nie uit U hande uitvat nie. Mag U die oortuiging bring, sodat ons almal saam eendag in die teenwoordigheid van die almagtige God kan wees. Dankie vir die genade, dankie vir die guns. Bid Here waar ons uitmekaar gaan, dat U hand oor ons sal wees, dat U vir ons sal beskerm, dat U vir ons sal seën in die week, dat ons lewens U sal verheerlik met alles wat in ons is. Aan U alleen kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Musikante kom vorentoe, die res van die manne